Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Daar is 3 areas in 'n mens se lewe waar jy moet leer om realistiese verwagtinge te hê. Eerstens, moet jy realistiese verwagtinge van jouself hê. Wees realisties in die verwagtinge wat jy aan jouself stel. Baie keer voel 'n mens dat jy moet kan doen wat ander kan doen, en op die vlak wat hulle dit kan doen. Maar as dit nie is wat God vir jou lewe wil hê nie, sal jy nie daarin uitblink nie. Onthou die woord sê in Filippense 2 vers 13, dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Dit is God wat ons gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. So jy hoef niks aan enige iemand te bewys nie. Gehoorsaam net God en laat hom toe om jou te bring waar jy moet wees. Jy sal altyd teleurgesteld wees as jy verwag om buite jou gawes en roeping uit te blink. Tweedens, moet jy realistiese verwagtinge in jou verhoudings met ander hê. Om jouself verantwoordelik te maak vir iemand anders se geluk of hulle vir joune, lei net tot 'n lewe van frustrasie. Onthou, as mense nie die regte uitkyk op die lewe het nie, sal nie jy of 100 ander mense soos jy hulle ooit gelukkig maak nie. Derdens, moet jy realistiese verwagtinge oor die lewe hê. Jesus sê in Johannes 16 vers 33, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Solank as wat jy in hierdie wêreld is, sal jy probleme hê. Niemand is gevrywaar van probleme nie. Maar moenie bekommerd wees nie. God het alles onder beheer. Leer net om realisties te wees. Jy sal altyd met onaangename situasies, probleme en moeilike mense te doen hê. Maar jou gesindheid, nie hulle se nie, is wat bepaal of jy die lewe geniet of nie. Here, ek kom vandag voor U en lê my onrealistiese verwagtinge en die begeerte om alles te wil beheer voor U neer. Vergewe my, wanneer ek gefrustreerd of mismoedig raak, omdat die werklikheid nie ooreenstem met die prentjie wat ek in my gedagtes het nie. Leer my om dankbaar te wees vir waar ek nou is en om U te vertrou met dit wat nog voor lê. In Jesus naam bid ek dit. Amen.